Goeiedag en welkom by die Skoolkompas. Ek is Daniella van Heerden, ek is FETSAS se kommunikasiebestuurder en hierdie is 'n videoreeks, videopotsending waar ons gaan gesels oor onderwyskwessies en rolspelers in die Afrikaanse onderwys, maar ons begin sommer vandag met 'n FETSAS kenner self. Dit is Rian van der Berg, ons adjunk uitvoerende hoof, en ons gaan gesels oor kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Welkom Rian. Baie dankie Daniella, dit is lekker om so 'n bietjie saam te kuier en ek dink dis 'n baie goeie onderwerp. 'n Belangrike onderwerp want jy natuurlik doen baie berade of sogenaamde summits hieroor, jy kry baie navraag van skole, so dis regtig 'n tydige onderwerp en een eintlik met verskillende hoeke waar ons daarna kan kyk, nie waar nie? Ja, ek dink dis eintlik 'n belangrike tyd in ons geskiedenis. Ek dink lanklaas het ons iets gesien wat so groot ontwrigting is. Ek wil dit amper noem die drukpers oomblik van ons tyd. Daar was 'n tyd voor kunsmatige intelligensie soos ons dit nou ken, en dit gaan nooit weer dieselfde wees daarna nie. Maar ons kyk nou spesifiek deur 'n klaskamerlens, so wat praat ons oor as ons praat oor kunsmatige intelligensie in skole en in klaskamers? Ja, kyk, daar's die algemene kunsmatige intelligensie, of soos ons eerder gepraat van generatiewe KI, Gen AI. Kunsmatige intelligensie is al lank deel van die samelewing. Ek dink die term is die eerste keer in die 1960s gebruik en toe op 30 November 2022, toe gebeur iets radikaal. En ons kry 'n platform waarmee die gewone mens met kunsmatige intelligensie interaksie kan hê. En soos dit in die samelewing gegroei het en gebruiksnut daar uitgekom het almal besef, maar hierdie kan 'n groot en wesenlike impak in die klaskamer hê. Aanvanklik was dit skrikbewind, skok en ontsteltenis. Al die kinders gaan oornag skelm wees. Al die kinders gaan nou dom word en onderwysers gaan nie meer werk hê. Onderwysers gaan nie meer werk hê nie. Ja, asof dit kan gebeur. Gaan 'n robot staan voor in die klas. Ja, so ek dink die onmiddellike reaksie was oorweldigend en baie vreesgedrewe. Dis nou so 4 jaar later of amper 4 jaar later en ons sien dit het stadig gegroei, maar ook radikaal gegroei. So daar's miskien nie so wyd met daaroor om te sê geleer en gedoen en dat dit 'n groot impak in onderwys het nie, want ek dink ons eie regering het nog nie eers KI-raamwerk geskep nie. Ons gaan nou daaroor praat. Nou gesels oor daai flatertjie, maar ons sien in die onderwys hoe dit onmiddellik. Die kinders was baie vinnig om, veral die hoërskoolkinders, om dit te begin gebruik. Die ouers het onmiddellik begin weet en hulle kinders gehelp met huiswerk en dies meer. Die skool en die klaskamer het al bietjie stadiger gereageer, maar soos dit in die samelewing gebruik word, so word dit ook dan nou net 'n stuk gereedskap in onderwys. Maar dit het 'n radikale impak, want ek dink dit raak aan die hoekstene, of ek wil eerder sê aan die foutlyne wat begin wys het in ons onderwysstelsel oor die laaste 20, 30, miskien selfs langer jare. So ja, hier kom 'n ontwrigting om van kennis te neem. Ek dink ek het besef die skole is dalk nie meer so bang vir KI nie, daai oomblik toe almal hulle onderwysers se prentjies gemaak en op hulle sosiale media blaaie geplaas het, nê, wat jy die inligting ingesit het en dan skep hy vir jou so 'n prentjie van wie en wat jy is en al die skole het dit gedoen. Ja, so daar was 'n groot klomp, nou net maar avatar of jou KI beeld, alter ego. En ek was verstom om te sien hoeveel skole dit skielik begin gebruik het. Dit het dit baie genormaliseer. Die angel uit dit uitgehaal van dis tegnologie wat in San Francisco is, en dit is wie is hierdie mense agter dit en wat wil hulle met ons breine maak, tot ek gebruik dit nou vir my dag tot dag oulike goedjies en skielik het dit mens geword, wat 'n bekommernis is, want het dit mens geword met goeie gebruik of met onverantwoordelike gebruik of net omdat almal dit gedoen het. So ek dink daar's baie meer intensie nodig agter dit. Ons gaan nou weer terugkom na die skole toe, maar jy het vroeër gepraat van die regering en hulle werk immers ook aan 'n KI-beleid en ons praat nou oor skole se KI-beleid. So kom ons kyk net gou wat het die regering probeer doen, maar daar dinge ook so 'n bietjie skeef geloop, as jy net weer vir ons 'n oorsig kan gee. Ja, dis eintlik baie hartseer, want vir etlike jare al vra FETSAS op departement van onderwys vlak. Ons gesels elke kwartaal met die departement in nasionale raadplegende forum en ons het so einde 2024 die eerste keer op die radar gesit en op die agenda geplaas. Ons dink die onderwyssektor het begeleiding nodig, het 'n gids nodig, nie noodwendig beleid nie, maar net 'n raamwerk of 'n gids nodig. En die antwoord was toe, ja, maar ons wag vir die nasionale regering, die land moet eers 'n raamwerk skep en so. So daar was so 'n bietjie van
die een ding moet eers gebeur en dan kan die onderwyssektor reageer en toe so 'n maand of wat terug toe publiseer die regering 'n raamwerk vir die gebruik van KI in die land wat ek dink 'n nodige ding is net om te sê kom ons praat hieroor. Die beginsel is goed. Dis 'n goeie beginsel en ja, die hartseer daarvan is dit lyk my van die skrywers van die raamwerk het toe KI gebruik om 'n KI raamwerk te skryf wat in sigself nie noodwendig groot probleem is nie as dit 'n hulpmiddel is, maar daar was hallusinasies en daar was ongeverifieerde bronne of ja, die bronne bestaan nie eers en hulle is aangehaal. So dit het onmiddellik 'n groot kolle gegooi op hoe gebruik hou dit. En die minister het dit die raamwerk wat gepubliseer is vir publieke kommentaar teruggetrek. En eintlik was dit 'n groot eier op die gesig om te sê ons kan nie voortgaan met hierdie ene nie. En ek hoop daar's nou 'n vinnige reaksie op dit. Ek dink nie ons moet so diep en so wyd gaan aanvanklik nie. En ek dink om KI te gebruik is seker nie 'n slegte ding nie, maar elke gebruiker van KI moet seker gaan maak dat die inligting wat jy dan aanstuur en publiseer geverifieerd is. So daar was 'n groot flater wat vir ons onmiddellik 'n mooi les gee van hoe kan ons dit gebruik op alle vlakke en veral in die klas. Ek lag altyd so vir daai frase KI hallusinasies, nee. Dalk vir mense of kykers wat nou hier kyk wat nie seker is wat dit is nie. Dit is wanneer KI dinge sommer net uit sy of haar duim suig nie waar nie. Ek dink daar's 'n splinternuwe taal wat ontstaan en taal skep partykeer so 'n bietjie kultuur, maar daar's woorde en in die tegnologie wêreld is die Engelse woorde partykeer makliker om te aanvaar en te verstaan, maar hallusinasie was nog altyd deel van ons van ons wêreld en ons ken die woord, maar dat die KI platform of die instrument hallusineer beteken die data waarop die stelsel geleer het is dalk nie volledig nie en daar's dalk nie iets wat sin maak gegee die vraag wat gevra is nie. En dan gaan soek hierdie stelsel, Large Learning Model, LLMs, in sy waarskynlikheidsteorie 'n klomp inligting en kyk watter woorde volg op mekaar. En dan dink hy, maar okay, hierdie woorde kom uit 'n ander bron uit en dit kan ook 'n hofsaak wees of 'n boek wees of 'n storie wees. En dan gaan vat hy hierdie as 'n verwysing en sê, so en so het dit gesê oor hierdie onderwerp. En dit het nooit so gebeur nie. En dit is ons noem hallusinasie. Hy gaan gryp na wind en publiseer dit. Omdat die stelsel so slim klink, oortuigend klink en mooi geartikuleer is, glo jy dit. Dit is amper soos die drukpersmoment. As iets in druk is, dan klink dit die waarheid. Dan is dit geloofwaardig. En vir die laaste 500 jaar glo ons, of amper 600 jaar glo ons, dit wat in druk is die waarheid. Maar jy moet die hele tyd gaan kyk, wat is die bron en is dit regtig die waarheid? So daai hallusinasie het eintlik al maar in die papierwêreld ook ontstaan, maar minder van dit. Maar KI het ons hier gevang en veral die 2 amptenare van die regering wat deelgeneem het aan daai pakkie. Dit laat my eintlik dink toe ek 'n student was, die menslike weergawe daarvan was as jy nou ek het kommunikasiekunde studeer en as jy 'n vraestel moet gaan skryf en jy het nie mooi genoeg voorberei nie, dan het ons gesê jy waffle so 'n bietjie, het jy dit nê? So as jy net genoeg mooi kan skryf en die dosent kan oortuig, dan kan jy dalk vir jou 'n paar punte daar uitkry. So dit voel of KI dalk so 'n bietjie waffles. Ja, waffle, gorrel, ons het gepraat van gorrel. Gorrel is die lekker Afrikaans. Ons het dit ook gedoen. So as jy oortuigend klink en net met vol vertroue praat, dan klink dit of dit die waarheid is. Dis soos iemand wat altyd die grappie maak en sê met 67% van alle statistiek word opgemaak in die oomblik wat nou, ek meen, dit is presies daardie prentjie. So ja, KI het vir ons lesse geleer, maar eintlik het dit net vir ons kom wys dat ons in die verlede ook in elk geval alles wat moontlik gegorrel kon gewees het, moes gaan naspeur en verifieer vir of die waarheid is en of waar meriete in die saak is. Terug by skole, jy sê FETSAS beywer ons al lank vir 'n departementele KI-beleid, maar ook op skoolvlak. As jy nou onderwysers, skoolhoofde, beheerliggaamlede is wat kyk, hoekom is dit belangrik dat hulle kennis neem en hoekom dink jy moet 'n skool regtig oorweeg of nie net oorweeg nie, dit doen om vir 'n individuele skool 'n KI-beleid te hê? Ja, ek dink ons moet gaan verstaan wat is beleid en wat is beleidsdoel. Beleid sê vir ons wat ons besluit en hoekom. Ja. Praktyk sê vir ons wat ons gebruik en hoe. En ek dink daai 2 wêrelde moet met mekaar begin gesels. Ek dink dit is baie nodig vir 'n skool om beleid te hê oor baie aspekte en die skolewet verwys na 'n klomp, maar gedragskode van leerders is 'n beleid, terwyl dit eintlik iets is wat jy glo deel van die morele weefsel van ons samelewing is, ons weet hoe om met mekaar op te tree. So ons stel nog steeds beleid op by 'n spesifieke skool. Ek is dalk bietjie versigtig om te sê skool moet nou net gryp na 'n beleid en iets in die leer hê, want dit is 'n totale nuwe veld.
En ek dink ons moet eers begin in 'n speelomgewing, die tegnologie wêreld praat hulle van die sandbox. Ons moet net so 'n bietjie in 'n speelomgewing begin kyk en sien wat kan hierdie gereedskap doen. Beleid kan baie vinnig, baie beperkend wees in die innovasiekurwe met terughou, maar sonder beleid weet mense nie of hulle die wet oortree of nie. So om net breë riglyne neer te sit, al noem jy dit beleid en sê maar ons besluit hier, ons gaan met integriteit, akademiese integriteit optree by hierdie skool. Eintlik die waardes wat belyn met KI gebruik. KI speel nou in op hierdie veld van, het ek my huiswerk self gedoen of nie? Het ek my toespraak self geskryf of nie? Het ek my opstel self geskryf? 2 jaar terug het 'n klomp taalonderwysers my vasgekeer by 'n konferensie en gesê, hulle het hierdie jaar die beste opstelle nog ooit van die graad 11 klas gekry, maar hulle weet eintlik waaroor dit gaan. KI het dit geskryf, hulle het by die huis gaan leer en skryf hulle nie mooi. So om reëls te hê of beleid te hê om te sê wat is aanvaarbaar en wat is nie, dan is daar nie 'n grys area nie. So jy weet, voordat jy by die praktyk uitkom, net 'n paar wye riglyne sê, as jy dit gebruik, maak dit bekend. Moet dit nie gebruik en as jou eie werk tentoonstel nie, moet dit nie gebruik wanneer jy net punte wil kry nie, want diep leer is waaroor skool gaan. So ek dink daar's 'n paar goed en ek dink dis belangrik dat skole daaroor praat, bestuurspanne daaroor praat en beheerliggame daaroor praat en sê ons moet kennis neem hiervan. Dit gaan nie weg nie. Dis hier. Dit is nie iets wat net baie mense het gesê, hierdie gaan net 'n foefie wees wat oorwaai, hy het net groter en sterker geword. Hulle het dit ook van die internet en selfone gesê. Internet, selfone, televisie, al die dinge, die drukpers. Ja. So hierdie gaan nie weg nie. Ek dink en om te navigeer in hierdie troebelwaters moet ons eerder sê, ons is nie bang hiervoor nie, ons gaan met kennis weet hoe om hierdeur te kom. Maar dit beïnvloed baie van ons vorige model van skoolwees. So kom ons gaan dink prakties aan skole wat dit doen, of as jy nou 'n prentjie kan skets van 'n skool waar hulle is nou opgewonde, hulle wil so iets doen, of skole waar jy alself was. Jy was al by skole waar hulle opgewonde is, waar hulle meer wil leer, waar hulle hierdie tipe van dinge doen. Waar kan 'n mens gaan kyk en wat is van die geleenthede wat KI kan bied in skole? Geef ons 'n bietjie praktiese idees, Rian. Ja, ek dink wat ek nou gesien het wat skole doen, aanvanklik was dit die vrees en teen dit gepreek. Skielik het hulle begin besef daar's voordele daarin. Die skole wat goed doen, het 'n paar elemente. Een, leierskap. Ja. Leierskap wat sê, ons moet hierdie verstaan. Ons moet besef wat om ons aangaan. Amper die oomblik van om die realiteit van ons wêreld te definieer. Goeie leierskap kyk wat om hulle aangaan. Ja. So waar leiers in sterk leierskap gefigureer het om te sê, kom ons gaan kyk na hierdie stelsels en hoe dit ons beïnvloed, goed en sleg. Die tweede ding is kennis. Ek het 'n klomp mense by baie berade, praatjies, aanlyn sessies gesien en die mense wat onmiddellik gaan oefen het, wat nie bang was om te eksperimenteer nie en goed geleer het. En hulle sê as jy eers die heuning geproe het, dan gaan jy nooit terug en toe hulle besef, maar hierdie kan my werk soveel ligter maak. Ek kan 'n uur 'n dag spaar of net 5 ure 'n week spaar of dalk 'n dag 'n week spaar. Of ek kan dieselfde hoeveelheid ure werk, maar ek kan my werk verbeter. Ek kan bietjie speserye op dit gooi en die kinders se aandag beter hou. Ek kan nuwe materiaal skep. So, nommer 1 leierskap, nommer 2 kennis en dan nommer 3 eksperimenteer. Met riglyne, bereid te wees om foute te maak. Nie te wag vir die departement se leiding wat nou nog nie heeltemal daar is nie. En ons sê maar ons eksperimenteer. So 'n bietjie waagmoed in 'n leier en gesê kom ons gaan kyk hierna. En dan met die kinders te praat, om te sê, ons weet julle gebruik dit, ons het navorsing gedoen, ek dink hier by 80-90% van kinders gebruik dit, veral in die hoërskool. Ja. Ons weet julle gebruik dit, moenie vir ons sê julle doen nie, maar kom ons werk nou saam met dit, kom ons skep 'n manier wat jy vir ons sê jy dit gebruik, kom ons skep 'n manier wat jy beter leer, nie net die huiswerk doen, en die boksie tik nie, en die punte kry nie. Ek weet klaar, ek sou dit gebruik het om my te help om chemie beter te verstaan. Dis 'n goeie tutor. Ja. Jy het nou gepraat van onderwysers wat dalk sê dit spaar my soveel ure. So is hierdie als moontlikhede. Wat sien jy by skole waar dit wel verwelkom word en gebruik word? Kan dit onderwysers werklik in so groot mate help? Ja, ek dink net as 'n hulpmiddel in 'n ou se persoonlike administratiewe lewe, is dit is 'n dinkvernoot, dis 'n praatvernoot, dis 'n kreatiewe vernoot.
Dit is 'n vinnige manier van proeflees, manier van vertaal. Daar's soveel wat jy daaraan kan doen wat net dag tot dag werk maklik maak. Maar sedert ek sê die laaste 2.5 jaar wat ek dit ernstig naspeur, onderwysgerigte KI. Nie die algemene ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, ek noem hulle almal. Dit is vir almal, maar daar is byteprodukte soos Brisk, Diffit, Magic Schools, Chalky, daar's Notebook LM wat soveel het vir 'n onderwyser. Hulle het 'n hele studio van produkte of hulpmiddels wat jy kan gebruik om 'n potgooi te maak van iemand wie se stem nie bestaan nie, met inhoud wat jy skep en sê, maak net die klas so 'n bietjie vryk, maak dit interessant. Lesplanne wat jy skep. Jy gee vir dit 'n onderwerp, 'n graad, jy sê wat die vlak is en die diepte van dit en hy gee vir jou werkkaarte en lesplanne. Jy moet dit nog steeds nagaan en kyk wat die waarheid is, maar skielik het jy 'n ton hulpmiddels wat anders te lyk as laasjaar se klas wat net so 'n bietjie verryk is en wat jy so 'n bietjie net so 'n treetjie vorentoe sit. So daar's definitief baie hulpmiddels wat onderwysers kan gebruik. Ek weet daar gaan altyd 'n stem uit die gehoor uit wees as jy 'n praatjie doen by hierdie deel wat sê, maar is daar dan nou nog plek vir 'n onderwyser in die klaskamer? As dit nou al hierdie goed is gedoen is, wat is dan die rol en doel nog van 'n onderwyser voor in die klas? So hoe antwoord jy dit? Ek dink ons moet vir onsself sê, 'n onderwyser is nie net iemand wat kurrikulum aflewer nie. En die werk van skool is nie net lewer die kurrikulum, maar dan kan ons op YouTube skool gaan. Skool het 'n baie groot stelsel van sosiale interaksie en verhoudingsbelewenis en groei en die buitekurrikulêr. En 'n onderwyser staan sentraal tot baie dinge van leer. Om elke kind se leer DNA te verstaan, om elke kind op sy onderrigreis te vat en so. Ek sê twee goed op die vraag of tegnologie onderwysers kan vervang. Die ene is tegnologie kan nie onderwyser vervang nie, maar 'n onderwyser wat tegnologie of kom ons sê net die gereedskap van ons tyd. Want die projektor was ook tegnologie op sy tyd, maar die onderwyser wat tegnologie van ons tyd effektief gebruik, gaan die onderwyser vervang wat die tegnologie van ons tyd nie effektief gebruik nie. Die tweede ding, en ek is so 'n bietjie tong in die kies hieroor, is as jy dink tegnologie kan jou vervang, dan moet dit. As jy nie sterk genoeg in jou glo nie, as jy nie dink jy vervul 'n onmisbare rol nie. Ek het 'n boek gelees oor die Desembervakansie, Super Agency, en die skrywers praat van hierdie ding van wie's in beheer van die KI. Ja. Is dit jy of is dit die stelsel? As jy die slaaf is en net gaan publiseer wat hy produseer, dan is jy soos hierdie twee regeringsamptenare. Of as jy gaan sê, nee, ek stem nie saam met jou antwoord nie. Nee, ek kyk na hierdie bron ook. Gee hom terug, itereer weer jou vraag en antwoord en gebruik dit as 'n hulpmiddel vir jou superpower. Eerder as dat dit die superpower. Die boek se naam is Super Agency, wat beteken jou handelingsbevoegdheid, jou agentskap as onderwyser. So nee, ek dink nie tegnologie kan 'n onderwyser ooit vervang nie, maar dan moet die onderwysers ook besef, hulle moet hulle kant bring. Nie dat hulle nie doen nie, maar die onderwyser wat agterbly met hierdie innovasiekurwe gaan agtergelaat word. En so is dit maar met alles, nie net met KI nie, en was dit oor al die jare gewees. Elke werksplek. Skool soos 30 jaar gelede nie. Elke werksplek het daai uitdaging en elke tydvak het daai uitdaging. Kyk, ek was op skool toe die sakrekenaar, die gesprek was oor mag dit of mag dit nie, is dit wettig of is dit nie, en in my graad 11 gaan ons jaar, nog kan dink as hierdie ding die somme vir ons doen. My graad 10 jaar was dit onwettig om 'n sakrekenaar te hê, en graad 11 toe was dit, nou moet jy hom hê, en ons het nie skielik heeltemal anders gedoen, want die antwoord wat die sakrekenaar gegee het, was in elk geval in 'n boekie gepubliseer wat jy in jou tas gedra het, daai sin, kos en tan van trigonometrie. So, dit is net 'n ander hulpmiddel, maar leer of die model van leer moet aanpas. Nie onderwys nie, net die model. As jy iemand nou oortuig het, hulle het hier geluister, hulle is opgewonde, hulle wil die ding doen, waar begin hulle? 'n Skool met 'n KI-beleid en om 'n bietjie te kom leer en om hulle onderwysers op te lei, kan ons by FETSAS hulle help? Ek weet wat die antwoord is, maar ek wil hê jy moet sê. Ons glo ons kan hulle help. Ek dink ons probeer die groot massa inligting bietjie verstaan en reduseer en op 'n manier vir ons lede pakketeer. Net plek sit waar hulle kan hoor en luister wat ons geleer het. Ek dink 'n skool moet begin deur te sê, ons moet hieroor gesels. Aanvanklik informeel, praat in die personeelkamer daaroor, en laat die personeel die dryfveer wees. Moenie dat die skool met die onderwysers of die leerders aan die voortou van hierdie ding staan nie, maar laat die onderwysers ernstige gesprekke hieroor hê,
formeel en dan miskien meer formeel. En dan dink ek is opleiding nodig. Ek dink ons moet tyd maak in 'n veranderende wêreld, al is dit nie in CAPS nie en al is dit nie deel van ons huidige skedule nie, moet ons vir ons onderwysers tyd gee, amper verpligting gee om opleiding te kry. Daar is geweldig, dis maar die aanlyn wêreld, die Gemini, Copilot, Claude, almal het gratis opleiding en spesifieke onderwyseropleiding gaan speel en gaan oefen daarmee. En dan begin eksperimenteer en kyk hoe jy dit in jou klas gee en jou materiaal kan invoer en kan gebruik om jou sterker te maak. En dan dink ek is krities dat ons met ons ouergemeenskap en ons leerdergemeenskap gesels. Ek was nou by 'n skool se ouervergadering waar die gesprek gegaan het oor ons ondersoek die gesprek oor KI in onderwys. Ons wil ons leerders regmaak vir die wêreld van werk. Ons wil die gereedskap van ons tyd gebruik, maar eintlik is dit eerstens 'n mensgesprek. Ons moet besef die tegnologie vervang ons nie. Ja. Ons menslike identiteit. Voor ons KI moet ons MI, menslike identiteit praat en sê, kan ons hierdie wêreld navigeer? Tweedens moet ons 'n waardesgesprek wat jy nou genoem het hê. Ek dink waardes is belangrik. Ons moet akademiese integriteit, die hele storie van verantwoordelike gebruik, die seuns moet nou nie meisies se gesigte op die verkeerde lyf gaan plak en dan is ons in die nuus vir die verkeerde redes nie. Kom ons dink aan ons waardestelsel, respek, integriteit, verantwoordelikheid. En dan kan ons basies enige verandering, enige ontwrigting hanteer, eerder as net om te sê, hier is KI en KI is sleg. Ek dink KI is net so goed of net so sleg soos die mens in wie se hande dit is. Ek is so bly jy noem daai voorbeeld, want die probleem daar lê tog nie by die tegnologie nie, dit lê by die persoon wat gekies het om daai keuse te maak om daardie wat nou gesigte op lywe sit, wat nie, die probleem is nie die tegnologie nie, dit gaan by die persoon in wie se hand dit is. So belangrik dat... Dis baie belangrik. Ek dink wat ek altyd vir mense probeer sê is, in die tyd wat tegnologie groter en sterker word, moet ons baie meer mens wees. Ons mens wees moet nie net lukraak aangaan nie. Ons moet intentioneel wees om te sê, ons respekteer ander mense. En dit is nie net prentjies plak nie, dit is goed sê van mense, goed publiseer van mense. En dit gaan oor die selfoongesprek, dit gaan oor die KI gesprek, dit gaan oor enigietsie wat neig aan boelie gedrag. En dis menslike optrede, boelies is nie boelies nie. Mense is boelies. Maar gewere het nie die polisie vervang nie en so gaan selfone en KI nie mense vervang nie onderwysers vervang nie. Maar dit gaan in die hande van goeie akteurs, 'n goeie ding doen, en in die hande van slegte akteurs, as ons nie saam hardloop nie, gaan die slegte akteurs wen. En dit kom weer terug by daai van, gaan dit die onderwyser vervang? Ek dink soveel mense praat oor 'n onderwyser nie as dis die persoon wat vir my 'n wonderlike biologieles gegee het nie, dit natuurlik ook, maar die onderwyser was 'n rolmodel. Onderwyser het my geleer en waardes geleer, ouers natuurlik ook. En daar gaan die rol om kinders te help oor hoe om hierdie te bestuur en te beheer ook natuurlik 'n groot rol speel. Ja, kyk, ons is in 'n baie bevoordeelde posisie en dit is miskien een van die rolle wat FETSAS vervul, dat ons skool, ons raamwerk vir publieke skole in die land het baie sterk ouerbetrokkenheid op die beheerliggaam. Daai ouerbetrokkenheid stop nie na die verkiesing nie. Die beheerliggaam staan in 'n posisie van vertroue teenoor sy skool en sy skoolgemeenskap. En daar's 'n meerderheid van ouers op die beheerliggaam. So ouers het eintlik 'n baie groter sê as wat ek dink baie keer hulle dink en baie keer hulle moet doen. Maar soos ek sê, daar's skole wat nou al ouer vergaderings hou en sê, kom ons gesels saam oor die selfoondebat. Kom ons gesels saam oor die KI debat. Kom ons gesels saam oor die model van waaroor gaan met huiswerk doen. Is dit om die juffrou se verwagting met net die boksie te tik, of is dit om diep leer te doen? En iets te verstaan. Kan ons KI gebruik as 'n tutor? Daar's ouers wat baie geld betaal vir ekstra klasse. Nou het KI die vermoë om vir ons, soos jy gesê het, chemie te verduidelik of 'n mooi storie te vertel oor Romeo en Juliet, al die vakke. So ja, ek dink daar's 'n groot gesprek rondom ouers, rondom ouerbetrokkenheid, en nie om te ouer nie, te overparent nie, maar om bewus te wees van hoe vinnig die wêreld gaan. Miskien moet ek hierdie ding sê. Ek dink daar's twee goed wat ons vang met KI. Nommer 1, verandering, en ons is nooit gemaklik met verandering nie, veral nie die onderwyssektor nie. Maar wat KI so radikaal anders maak, is die spoed van verandering. Gister se model
is baie swakker as vandag se model en vandag se model gaan die swakste ooit wees want Morrison so dit is nie oor 5 jaar. Dit is nie so stadig soos televisie het ingefaseer en net stadig internet was eers by die universiteite en toes dit want jy jou Nokia vir 'n jaar of 2 voor jy dieselfde Nokia kry wat net bietjie anders lyk. Ons sukkel met die spoed van verandering. Ja. En ek dink die onderwysstelsel gaan moet leer om in die spoed van verandering te deel. En ouers gaan die skoolsande moet sterk maak, veral in die menswees gedeelte. Dis die skool se werk om jou kind dalk wiskunde en wetenskap te leer en om die rolmodel te wees, maar jy's 'n vernoot in jou kind se opvoeding. So as jy nie weet wat in jou kind se aanlyn lewe aangaan nie, dan weet jy nie wat in jou kind se lewe aangaan nie. As jy KI beskikbaar maak sonder riglyne, dan gaan jou kind dalk goeie punte kry vir die opstel, maar baie swak punte kry as hy moet aansoek doen vir werk of sy finale eksamen skryf. So wees bewus van hoe om dit te gebruik en verantwoordelik te wees daarmee. Baie dankie, waardevolle lesse. Dan wil ek net sommer so tong in die kies so aan die einde hoor, as jy die skoolhoof was van jou droomskool, kom ons sê geld was nie 'n probleem nie, hoe sou jou droomskool gelyk het wat kunsmatige intelligensie aanbetref? Maar dis 'n lekker vraag. Ek dink die ideaal vir my sal wees, is dat almal gelyke toegang het. Selfs in Suid-Afrika met al sy kwintiele en diversiteit, dink jy 'n gemeenskap lyk min of meer dieselfde, maar binne 'n klas, binne 'n graad, binne 'n skool, het almal nie dieselfde toegang nie. So die ideaals vir my sal wees, is dat almal toegang het, die geleentheid het, nie noodwendig 'n toestel of baie data nie, maar toegang het om gelyke kans te hê in hierdie KI-reis. Ek dink ek sal vir 'n tyd lank, as ek die hoof is, sê maandagmiddag word hier opleiding gedoen by die skool. Ons het nie van koordebat tot by rugby en hokkie nie. Ons moet onderwysers, maar as die afrigters dit vat, is dit maklik, maar ons moet ons onderwysers ten minste 'n uur of 2 'n week gee vir 'n 3 maande periode om te sê, ons investeer in die opleiding om KI te gebruik. Nommer 1 om alles te weet, nommer 2 om dit sterk te gebruik. Die grootste gedeelte van skoolse begroting is mannekrag, manure, mensure, onderwysers se salarisse. As ons dit meer effektief maak, dan is die spandering wat ons uit ons ouers se sakke uitvat, soveel meer effektief om 'n groter impak te hê. So ek sal opleiding doen soveel as ek kan. Ja, ek is nie gepla oor te veel toestelle in elke onderwyser of leerder se hand nie, maar dat hulle bewus is en dat hulle toegang het. Opwindende gedagtes, dankie Rian. Dit was Rian van der Berg, ons adjunk uitvoerende hoof by FETSAS, en as jy nou nuuskierig is, jy wil dalk van hierdie KI berade bywoon, hou net dop, ons publiseer gereeld op FETSAS se sosiale media of op ons e-pos kommunikasie daaroor, of kontak FETSAS sommer direk. Bly dan ingeskakel vir ons volgende episode van Die Skoolkompas.